Welkom graad 11's. Kan julle glo, ons trek al by les 2 van week 3 en steeds sit ons almal by ons huise met Jan Thuis bly se karretjie. Ons hoop ons petroltekorte is gou iets van die verlede, net soos COVID, sodat ons mekaar darm weer so bietjie in persoon kan sien. Maar, tot ons wag daarvoor, begin ons solank met ons volgende les, mikro- en makrominerale. Ons gaan in hierdie les kyk na die verskille tussen mikro- en makrominerale. Ons gaan ook kyk na die funksies van hierdie minerale in ons liggaam, as ook die voedselbronne waarin dit gevind kan word. Ons gaan ook kyk na wat gebeur as mense tekorte of 'n oormaat van hierdie minerale inneem. So, wat dink jy? Dink jy dat jy genoeg minerale uit 'n bottel sal kry of uit jou bordkos? Julle kan in hierdie blokkie net vir my die vraag antwoord oor of jy dink dat 'n multivitaminepil gesonde kos kan vervang. Wanneer jy gekies het, kan jy net die submit knoppie druk. So, kom ons kyk wat sê die navorsing. Navorsing wys dat die meeste vitamiene wat jy uit kos kry beter werk as die in pille. Al word aanvullings chemies dieselfde gemaak, werk dit nie altyd so effektief nie. Kos bevat 'n kombinasie van vitamiene, minerale en fitochemikalie wat saamwerk. Aanvullings werk meestal alleen en gee nie dieselfde voordele nie. Fitochemikalie help om siektes soos hartsiektes en sekere kankers te voorkom, maar dit word nie in aanvullings gevind nie. Ek hoop regtig hierdie bietjie navorsing sal julle ook help om tot die gevolgtrekking te kom dat aanvullings nie 'n gesonde dieet vervang nie. Nog 'n interessante feit is dat die mineraalinhoud van grond bepaal die mineraalinhoud van plante wat ons inneem. So kom ons kyk na wat jy alles reeds weet rakende mikro- en makrominerale. Maak die skakel oop en doen die vinnig die assessering vir my. So kom ons kyk na wat minerale is. Minerale is essensiële voedingsstowwe wat in voedsel voorkom. Essensiële voedingsstowwe beteken dat dit voedingsstowwe is wat ons liggame nodig het om optimaal te kan funksioneer, maar ons liggame kan dit nie self maak nie. Ek het hier onder in die hoekie vir julle 'n kort YouTube video gelaai oor interessante feite oor die 8 essensiële minerale wat ons liggaam nodig het. Kom ons kyk na die funksies van minerale. 4% van ons liggaamsgewig bestaan uit 22 elemente of minerale. Dit vorm deel van ensieme, hormone en vitamiene. Dit kom voor in spierweefsel, bindweefsel en liggaamsvloeisowwe. Tydens metabolisme vorm dit ook deel van ensieme. Dit help ook met die vorming van beenweefsel en tandweefsel. Minerale kan in 2 groepe verdeel word, mikrominerale en makrominerale. Mikrominerale is die elemente wat spoorelemente ook genoem word en is essensiële minerale wat mense in baie klein hoeveelhede nodig het. Dit is gewoonlik minder as 100 mg per dag. Makrominerale staan ook bekend as hoofminerale en is noodsaaklike anorganiese voedingsstowwe wat die menslike liggaam in relatief groot hoeveelhede benodig om gesond te bly en te funksioneer. So kom ons kyk na makrominerale eerste en ons kyk na kalsium. Kalsium bou sterk bene en tande. Dit reguleer die funksionering van die hartspier, as ook die samentrekking en die ontspanning van spiere. Dit reguleer ook ons bloeddruk. Simptome van 'n tekort. Ragitis veroorsaak gebuigde bene by kinders, swak tandvorming by kinders en osteoporose by volwassenes. 'n Oormaat kan jou nierfunksie belemmer. Goeie bronne van kalsium is melk, melkprodukte, sardyne, donkergroen blaargroente en sojabone. Magnesium. Magnesium is noodsaaklik vir selle. Ons het dit nodig vir normale spier- en senuwee-funksionering. 'n Tekort kan vir ons spierkrampe veroorsaak.
'n simptome van 'n oormaat gebeur nie juis nie omdat dit natuurlik in voedsel voorkom. Goeie bronne van magnesium is donkergroen blaargroente, peulgewasse, neute, onverwerkte graankosse, melk en melkprodukte. Dan kyk ons na natrium. Natrium reguleer ons vloeistofbalans in selle. Dit help met die beweging van spiere en die vloei van senuwee-impulse. 'n tekort veroorsaak spierkrampe. In Suid-Afrika gebruik die mense vreeslik baie natrium en ons staan bekend as 'n land met baie hoë bloeddruk as gevolg van hierdie natriumgebruik. Dit verhoog ook die risiko vir koronêre hartsiektes en beroertes. Goeie bronne van natrium is tafelsout of verskeie verwerkte voedsel. Fosfor. Fosfor help met die vorming van sterk bene en tande. Simptome van 'n tekort is ragitis by kinders en swak tandvorming. Die simptome van 'n oormaat het nadelige gevolge as gevolg van die verhoogde konsentrasie fosfor in die ekstrasellulêre vloeistof wat ons selle dan beskadig. 'n Goeie bron van fosfor is vleis en pluimvee, vis, eiers, neute, peulgewasse en graankosse. Dit bring ons by ons laaste makromineraal, kalium. Kalium is 'n elektrolyt wat help met die beheer van bloeddruk en vloeistofbalans. Dit help ook om ons pH-balans in ons liggaam te handhaaf. Dis belangrik vir spiersamentrekking en senuwee-impulse. Dit help ook met die funksionering van ons hart en niere en is baie nodig vir koolhidraat en proteïenmetabolisme. 'n Simptome van 'n tekort. Dit word verbind met hoë bloeddruk. 'n Oormaat is onwaarskynlik. Kalium word gevind in vrugte, groente, melk, vleis, pluimvee, graankos en peulgroente. Dit bring ons by die einde van makrominerale. Julle kan gerus vir my hierdie vraag voltooi. Wanneer jy dit geantwoord het, kan jy net die submit knoppie druk. Eerste vraag is, wat is makrominerale? Ragitis word veroorsaak as gevolg van 'n tekort aan watter makromineraal help met spierfunksie? Ons kom nou by mikrominerale. Dit is die minerale wat ons in klein hoeveelhede nodig het. Die eerste ene is jodium. Jodium is nodig vir die sintese van die hormoon tiroksien wat in ons skildklier is. Dit reguleer die metaboliese tempo van die liggaam. 'n Simptome van 'n tekort veroorsaak goiter wat 'n vergrote skildklier is en verstandelike gestremdheid. Simptome van 'n oormaat. Verskeie toestande wat met skildklier geassosieer word, sal wees soos moegheid of gewigsverlies omdat daar 'n oormaat jodium is. Ons bronne is gejodeerde sout, soutwatervis, skulpvis en water. Yster. Yster is nodig vir die vorming van hemoglobien in rooi bloedselle. Dit help met die vervoer van suurstof vanaf die longe na die liggaamscelle. Dit speel ook 'n rol in die handhawing van 'n gesonde immuunstelsel. Simptome van 'n tekort is bloedarmoede, uitputting en verminderde vermoë om te werk. Jy sal ook lae weerstand teen infeksies hê. Simptome van 'n oormaat is abnormale lewerfunksie en 'n verhoogde risiko vir koronêre hartsiektes en sekere kankers. Bronne van yster is lewer, rooi vleis, vis, pluimvee, onverwerkte graankosse en peulgewasse. Fluoried. Fluoried versterk ons tande en sodoende verminder tandbederf. Dit kan ook beenverlies verminder. Simptome van 'n tekort is tandbederf. Die simptome van 'n oormaat is die verkleuring van tande. Goeie bronne is water, tee en soutwatervis. Dit bring ons by sink. Sink is nodig vir normale groei. Dit speel 'n baie belangrike rol in 'n gesonde immuunstelsel. Dit vorm 'n komponent van ensieme as ook 'n komponent van insulien.
Die simptome van 'n tekort is belemmerde groei, belemmerde smaak en reuksin, letsels op die vel, verlaagde immuunfunksie en vertraagde wondgenesing. Daar word nie baie gepraat van 'n oormaat van sink nie, aangesien dit natuurlik in voedsel voorkom. Goeie bronne van sink is vleis en pluimvee, vis, eiergele, lewer, grondboontjies, volgraanprodukte en peulgewasse. Dan die laaste mikromineraal wat ons gaan behandel is mangaan. Dit is 'n komponent van baie ensieme. Dit is onwaarskynlik dat 'n mens 'n tekort sal hê as ook 'n oormaat. Die bronne waarin mens mangaan vind is onverwerkte graankosse, peulgewasse, neute en tee. Ek wil graag hê julle moet na die volgende gevalle studie kyk. Wanneer ons kom by toetse en eksamens, sal baie van hierdie werk in die vorm van 'n gevalle studie vir julle gevra word. Daarom sal dit belangrik wees om te weet wat is die voedselbronne, die funksies as ook die tekorte en die oormate se simptome van al hierdie minerale. Ek gaan hierdie saam met julle deurlees. Nina se gesondheid. Nina is 'n 16-jarige leerder wat baie vinnig moeg raak en gereeld siek word. Sy sukkel om in die klas te konsentreer en kla oor spierpyne en swak tande. Haar dieet bestaan hoofsaaklik uit kitskos en sy eet min groente, vrugte en suiwelprodukte. Sy het begin om multivitamien en mineraal aanvullings te drink, maar haar gesondheid verbeter nie veel nie. Julle kan weer hier net vir my 'n keuse maak en die submit knoppie druk. Waaraan het Nina waarskynlik 'n tekort? Watter kossoorte moet sy inneem wat haar gesondheid sal verbeter? Dit bring ons dan by die einde van ons les. Julle huiswerk vir hierdie les is aktiwiteit 1.1. Ek wil graag hê julle moet die template wat op Google Classroom gelaai is, gebruik en jou eie opsomming in die tabelle voltooi vir my. Wanneer jy dit klaar voltooi het, moet jy dit asseblief inhandig op Google Classroom. Die skakel vir inhandiging gaan op 30 Maart toegaan, so maak seker dat jy dit asseblief inhandig voor dan. Dan wil ek ook vir julle sê om die Quizlet oefening as hersiening te doen. Gaan klik net op die skakel en al die Quizlet vrae kan julle deurgaan. Ek het al met julle oefening gedoen, so julle weet presies hoe die toep werk. Laai hom vir jouself op jou selfoon af en dan kan jy dit oefen vir hersiening of in toetsvoorbereiding. Baie dankie vir julle tyd en ek hoop regtig dat dit nie meer te lank is voordat ons mekaar weer in persoon kan sien. Ek hoop hierdie les was vir julle interessant. As julle enige vrae het, kan julle op Google Classroom direk vir my die vrae vra en dan sal ek julle so gou as moontlik antwoord. En onthou, daar's niks soos 'n stupid vraag nie. Vra hom, ek weet jou daar's iemand anders wat hom ook wou vra en dan help ek julle. Sterkte vir die res van julle week en mag julle 'n lekker week hê.